Goeiemôre Doxa familie. Ag, glimlag tog net, dis amper einde van die jaar. En dit is so lekker om saam te wees vanoggend. En terwyl ek almal so groet by die deur, mens voel sommer net daar's vrolikheid in die lug. Die winter is finaal verby, alles is weer aan die gang. Jy proe al die skaapbout vir Kersfees. Ek voel sommer net daar's vrolikheid in Bloemfontein. Is iemand vrolik vanoggend saam met my? Ek kon nou vir die laaste 2 naweke braai in 'n ry. Ek meen dis positief. Dis positiewe tekens hier in Bloemfontein. Ons is besig met 'n baie spesiale reeks rondom ons roeping as kerk in die stad. En ek wil vanoggend weer begin met die vraag wat ek verlede week mee begin het, en dis die vraag is: hoe sal jou lewe en die omgewing waarin jy woon anders lyk as Jesus Christus in die woonbuurt intrek? Hoe sou dit lyk as jy eenmiddag by die huis kom en jy sien daar's 'n treklorry, die ouens trek en wragtig hier stop die engele met Jesus se bagasie en hy trek in die woonbuurt in? Hoe sal jou lewe anders lyk? Ek het vir jou goeie nuus vandag. Hy is in die woonbuurt. Hy's in jou woonbuurt. Ek het verlede week so 2 stories vertel van bure, en ek het nog 2, en dan is al my stories oor bure nou klaar. Maar bure is interessant. Mense kan nou of baie lekker bure kry. As jou buurman nou hier is vanoggend, moet nou nie vir hom kyk as ek die volgende sê nie. En dan kry mense nou bure wat nie so aangenaam is nie. Knik net as jy weet van wat ek praat. En as jy op 'n punt is waar jy voel dat jou bure is almal ongelooflik, dis lekker om hulle te bly, dan moet jy jouself dalk net afvra, is jy nie dalk die buurman wat die moeilikheid veroorsaak nie? En ek het nou die dag so koue 'n oomblik gehad waar ek besef, ons is daai bure, want agter ons bly die eienaar en die tannie wie se plek ons hier voor. Hulle is al afgetree, aan hierdie kant bly nog afgetreedes en aan hierdie kant ook afgetreedes. So dis nou hierdie jong gesinnetjie met 3 kindertjies, seentjies, wat tussen hierdie wonderlike mense bly. En dan as jy in die oggend wakker word, dan besef jy alles wat nou gebeur in ons huis, hoor hulle. Is jou tande geborsel? Pappa, waar is my skoene? Christopher, pak jou tas. Daniel, waar is jou water? Kom, Franna, ons wil ry. Gelukkig weet ek daarom dat ons bure ook hopelik vroeg wakker is in die oggend, want anders sal dit 'n gemors gewees het. So dis een van my bure stories, en dan my laaste een, ons het op 'n stadium hier in Universitas gebly, so 'n bietjie van 'n pypsteelhuis, en die een middag, toe ek en my vrou nog nie kinders gehad het nie, ons het gaan draf, kan julle dit glo? Ons kom terug van die drawery, en ek sien iets by my kar se wiel beweeg. En toe ek nou mooi gaan kyk, toe is dit 'n likkewaan, maar 'n monsterlike waan. En kyk, ek het op 'n plot groot geword, maar daar's altyd gelukkig ander mense wat die likkewane en die slange hanteer het. So onmiddellik wonder ek, okay, hoe gaan ons hierdie ding handle? Ek bel die petshop daar in Langehoven Park, sê, hoorie, hier's 'n likkewaan in ons erf, wat sou julle voorstel? Nee, sê hulle, daar's 'n ou in-deploy single wat met hierdie goed te doen kry, en hy bly in nommer soveel, hier sy nommer, en ek besef toe, dit is ons buurman. Soos die Here wil, bly die likkewaanvanger langs ons. Bel hom, sê oom, ons het groot moeilikheid, hier's 'n likkewaan. My eerste gedagte, hy gaan kom met een van daai suits wat hulle aantrek as hulle maan toe gaan, met een van daai lang goed wat daai stokke wat hulle die slange so vang. Nee. Hierdie oom kom met 'n asblik, 'n swart asblik en 'n ovenmit. Hy kyk nie, hy blik nie, hy bloos nie. Hy stap na die likkewaan toe, gryp hom, gooi hom in die asblik, sê dankie boet, ek sal hom in die veld gaan sit, daar is hulle weg. Dit is daarom 'n gerusstellende ding as jy langs Crocodile Dundee bly. Amen.
Ek weet nie hoe lyk jou bure nie, maar wat sou gebeur as Jesus in jou woonbuurt intrek? En ek wil met jou skrif deel uit Johannes 1 vers 14. Johannes skryf oor die koms van Christus na die aarde toe, en in die Message vertaling of die parafrase stel hy dit so. Hy sê, "The word became flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes, the one-of-a-kind glory, like Father, like Son. Generous, inside and out, true from start to finish." Johannes skryf hierdie openbaring dat Christus mens geword het, dat hy kom intrek vind het in ons lewens, en dat ons die heerlikheid van die Vader en die heerlikheid van die Seun kan beleef met sy koms. En dan die twee goed wat ons raak lees, wat Jesus se koms en sy intrek in die woonbuurt bring, is eerstens sy vrygewige hart, die hart van genade. Maar dan ook die tweede ding, sy heerlikheid en sy vrygewigheid en sy toeganklikheid kom deel hy met ons. Nou, ons gewoonlik in hierdie reeks wat ons doen, praat ons oor ons passie vir die stad en ons hart vir die stad. En ons is ook besig met ons Generosity Fonds. So ek wil jou sommer nou al sê, aan die einde van vandag, gaan daar 'n geleentheid wees vir jou om weer betrokke te raak by ons Generosity Fonds vir die komende jaar. Hierdie is nie noodwendig 'n preek waaroor ek verskriklik altyd opgewonde is nie, want dit is ongemaklik om te praat daaroor vir my. Maar vanoggend weet ek die Here wil iets kom doen en hy wil iets kom sê, want vanoggend gaan ons Generosity Fonds nie oor die gemeente nie, dit gaan oor die stad. En daarom kan ek met vrymoedigheid kom en praat oor jou passie en my passie vir die stad, as Jesus in die woonbuurt intrek. Verlede week het ons gesels oor 'n gemeente, die gemeente in Filippi, en dis die eerste keer dat die evangelie in Europa inbeweeg. En die eerste bekeerling in die gemeente is 'n dame, 'n besigheidsvrou met die naam Lydia. Sy verkoop purper of hierdie baie duur persmateriaal wat hulle gebruik vir koning se klere, as ook priester se kleed. En die woord sê, sy en 'n paar vriendinne sit langs die rivier en gesels. Paulus en Silas kom maak hulle self tuis en hulle begin gesels oor die Here en wat hy gedoen het en sy opstanding. En Lydia, sê die woord, sy hart was oop en ontvanklik vir die woord. En die volgende ding wat ons lees is hoe sy haar lewe oorgee aan die Here, gedoop word en met die invloed wat God vir haar gee, ook haar gesin en haar familie beïnvloed, sodat elkeen van hulle gedoop was. En dan die mees ongelooflike ding van hierdie stuk is dat sy vir Paulus en Silas ompraat om by haar in die huis te kom bly. Sy gebruik haar gawe van gasvryheid om vir hulle om te gee. Dis ook haar huis wat gebruik was vir die bymekaarkoms van die eerste kerk. En hier begin die eerste gemeente in Europa met 'n vroutjie wat oop is vir die Here se werk, wat haar hart en haar hande oopmaak vir dit wat hy wil kom doen, en wat haar invloed gebruik om sy heerlikheid te sien kom in haar woonbuurt. Sien, baie van die ander gemeentes het begin met godsdienstige mense in 'n sinagoge of 'n klomp Jode wat alreeds in die koms van die Messias geglo het, maar hierdie is so uniek, want dit begin by die markplek, die besighede. Die volgende persoon wat tot bekering kom is 'n fortuinverteller, 'n gypsy. Sy beleef in daai oomblik die heerlikheid van God, Jesus Christus in die persoon van Paulus. Sy volg vir Paulus en Silas en skree agter hulle aan. Hulle bring verlossing, hulle is dienaars van die heerlikheid van die Here. En Paulus op 'n stadium is geïrriteerd, hy draai om en hy sê uit. En daar gaan die gees. Die eienaars besef hulle wins gaan ook daarmee heen. En hulle sleep vir Paulus en Silas hier voor die hele woonbuurt uit om nou onder kruisverhoor te wees, en toe stuur hulle op 'n stadium tronk toe, en die woord sê daar dat die stadsbestuurder het gesê, hierdie twee manne kom krap die stad om. Hulle is besig om chaos te veroorsaak in ons stad, en hulle word toegesluit, en hulle sing lofliedere, ons almal ken daai storie, en
Daar kom 'n aardbewing, hulle word verlos, die tronk gaan oop en die tronkbewaarder buig voor die Here neer en gee sy lewe vir die Here, die derde gemeentelid van daai omgewing. Maar die spesiaalste ding oor hierdie gemeente is die feit dat Paulus sê dat hulle van die begin af nie net die evangelie gehoor het of aangeneem het of beïnvloed is daardeur nie, maar dat hulle in vennootskap met die evangelie getree het in Paulus se bediening. Hy sê op 'n stadium het geen kerke my ondersteun nie, maar julle het gebly gee. Julle was getrou in julle gee. Nou, ek wil vandag gou met jou deel, daar is 'n oomblik in die Nuwe Testament, so 13 jaar na die Pinkstertyd, toe kom daar 'n verskriklike groot hongersnood in Jerusalem. Nou almal weet wat's Jerusalem en waar's Jerusalem. Christus het daar gesterf, hy het opgestaan, hulle het die Heilige Gees daar ontvang en nou moet ou verstaan, dit was Paastyd, so daar was magdom mense van verskillende omgewings en verskillende lande wat natuurlik Jerusalem toe gekom het om hierdie fees te kom vier en toe ontmoet hulle Christus in die proses. Hulle word gedoop met die Heilige Gees en hulle is nog in Jerusalem. Hulle het nog nie weer teruggegaan na hulle tuisdorpe toe nie. Nou vra ou die vraag, waar bly hierdie mense? Hulle bly by die kerk. Nie die kerk nie, die kerk. Die gemeente van daai tyd het klomp mense in moes vat in hulle huise en dis hoekom op 'n stadium aan skryf Lukas dan sê hulle het alles mekaar gedeel. Want daar was skielik mense van 'n ander omgewing, 'n ander land in die huise van die Christene en toe kom daar 'n hongersnood. So nou kan jy net vir 'n oomblik dink hoe swaar die Jode op daai stadium gekry het. En dan gaan Paulus op hierdie reis om al die ander Nuwe Testamentiese kerke te gaan vra, wil julle nie hulp verleen aan die wat in Jerusalem is, die Jode wat in Jerusalem is. Wat baie interessant is, Paulus vra nie net hier om die armoede aan te spreek nie, maar hy is ook besig om die eenheid van die kerk te bou. Jy sien, 'n paar jaar terug het die Jode na die heidene gekyk en die Grieke gekyk en hulle self meer geag as die Grieke. Maar hulle gebed was as volg: Here, dankie dat ek nie 'n Griek is nie. Dankie dat ek nie 'n hond is nie. En skielik is die Jode nou onder druk. En Paulus vra vir die Grieke om vir die Jode te sorg. Kan jy glo die stuk spanning wat dit moes veroorsaak het? Dis hierdie elite groep mense wat sê hulle het nog altyd God gehaat en nou ons, die honde en jy weet, ons is maar hier onder die grond en nou vra julle vir ons om vir hulle te sorg. En kan jy vir 'n oomblik sien hoe Paulus besig is om die eenheid van die kerk te bou? En hoe hy besig is om die harte van die gemeente te toets. Sien, hier's die ding, is liefde word altyd getoets met die bereidheid om te gee. Ons kan sê ons is lief. Ons kan sê ons het mense lief, maar die toets kom by, is jy bereid om van jouself prys te gee vir hulle beswil? Ek meen die Grieke het alle reg gehad om nee te sê. Maar die woord sê, die evangelie het hulle so verander, dat hulle begin anders kyk het na hulle self, en hulle het anders begin kyk na mense. Nou, in hierdie oomblik gaan Paulus so deur die kerke, en al die kerke gee hulle ondersteuning, en is wonderlik, maar daar's een gemeentetjie, wat hy 'n probleem mee het. En dis die kerk van Korintiërs. Dit hoef my al die probleme is in daai gemeente. Ek gaan lees 'n bietjie daai boeke. Ons gaan volgende jaar lekker deur Korintiërs werk. Paulus sê op 'n stadium vir hulle, julle is nog babas in die gees. Julle het nog nie opgegroei nie. Julle het hierdie wonderlike dienservarings, die Heilige Gees werk. Julle het die gawes van die Gees, maar ek sê vir julle een ding, you are mere infants in Christ. En wat gebeur het in hierdie oomblik, toe die toets van liefde op die tafel kom, het die Korintiërs verskriklike groot bydraes beloof. Maar hulle het nooit daarby uitgekom om dit in aksie oor te sit nie. En dis toe, wanneer Paulus vir hulle 'n briefie skryf.
in 2 Korintiërs 8. En wat hy hier doen is ongelooflik. Hy verduidelik hoekom 'n mens sou in vennootskap met die evangelie gaan. Hoekom 'n mens sou van jouself prys gee, sodat dit wat Jesus in die woonbuurt wil doen, kan gebeur. Jy kan saam met my lees 2 Korintiërs 8 vers 1. Hy sê, ons laat julle ook weet, nou praat hy met die Korintiërs, broers, van die genade wat aan die gemeentes in Macedonië gegee is, dat hulle te midde van swaar beproewing, as gevolg van verdrukking, hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloei het in 'n rykdom aan vrygewigheid van hulle kant af. Wat sê Paulus? Hy praat nou met die Korintiese kerk wat nie hulle beloftes nakom nie, en dan sê hy, kom ek vertel gou vir julle van 'n ander gemeente. 'n Paar gemeentes. En onder andere die kerke in Macedonië is die kerk van Filippense, as ook Tessalonisense en Berea. En hy gebruik hierdie gemeentes as 'n voorbeeld om vir die Korintiërs te leer hoe werk dit wanneer ons dink aan die missie van Christus in ons stad. En dan sê hy die volgende, hy sê, hulle was onder swaar beproewing. Nou as 'n mens die geskiedenis bietjie gaan lees, dan kom jy agter, die kerke in Macedonië was besig om nog te herstel van 'n oorlog. So hulle ekonomiese stelsel was in 'n moeilike plek, die politiek was in 'n moeilike plek, en hierdie nuwe Christene wat nou in Europa begin versprei, veroorsaak chaos in die omgewing. So op daai stadium het die politiek besluit dat geen Christen meer mag 'n inkomste verdien of 'n besigheid en handel dryf in die omgewing nie. So baie van die Christene het hulle werke verloor, baie van hulle moes hulle besighede toemaak, hulle was onderdruk deur die Romeinse politieke stelsel. En dis in hierdie oomblik wat Paulus sê, ons kyk na daai gemeentes wat onder geweldige druk is. En die amazingste ding is, hy sê, hulle, te midde van hulle omstandighede, het nog steeds in hulle oorvloedige vreugde en rykdom van vrygewigheid deelgeneem in die evangelie. As hy praat hier van diep armoede, as jy hom gaan translate in die Grieks, dis die woord boemelaar. Iemand sonder huis, iemand sonder kar, iemand sonder werk. Dis rock bottom waarvan Paulus hier praat. En hy sê, hierdie gemeente het deelgeneem. Nou, hierdie som maak nie sin nie. Ek weet nie of dit vir julle sin maak. Dit maak nie vir my sin nie. Kom ons kyk gou na die sommetjie. Swaar beproewing plus diep armoede is gelyk aan vreugde en vrygewigheid. As daar nou 'n toets in die eksamen was A, B, C, D, waarteen kies jy? Die vraag is, swaar beproewing plus diep armoede is gelyk aan A, vreugde en vrygewigheid, B, oorlewing en selfbeskerming, en C, all of the above. Nee, ek grap sommer. Die som maak nie sin nie. Diep armoede, geweldige swaar kry, lei na vreugde en vrygewigheid. Jy sien, wat maak die verskil in hierdie mense se lewens? En die geheim lê in daai eerste vers waar Paulus sê, ons laat julle ook weet, broers, van die genade van God wat aan die gemeentes in Macedonië gegee is. Daar's 'n diepte en 'n volheid van genade wat die kerke in Macedonië beleef en ontvang het. Hulle het geen godsdienstige agtergrond gehad om op te staan nie. Hulle het geen werke gehad om te wys nie. Al wat hulle gehad het is om te vertrou op God se genade, nie net vir redding nie,
maar vir hulle omgewing. En Paulus sê, as gevolg van die diepte van hulle genade, wat hulle ontvang het hulle in vreugde en in vrygewigheid opgetree. So die eerste beginsel wat Paulus neersit, hy sê, gee ongeag die omstandighede. Die tweede ding, in vers 3 en 4 is, gee met 'n blymoedige hart. Hoor wat sê Paulus hier, hy praat nou verder met hulle, en hy sê, ek getuig, dat hulle, dis nou die kerke in Macedonië, na vermoë, ja, selfs bo vermoë, bereidwillig was. Met ander woorde, Paulus sê, dat om te gee, is natuurlik nie om te gee wat jy nie het nie, dis om te gee wat jy het, maar hy sê, sommiges het selfs bo hulle vermoë gegee. En dan hierdie skrifgedeelte wat ek dink, my kop heeltemal de mekaar maak in die Nuwe Testament. Hy sê, hierdie Macedoniese kerke, hulle het, hoor jy, pleitend by ons aangedring om deel te kan hê aan die genadewerk van hulpverlening van die heiliges. So heel moontlik wat gebeur het, is Paulus het omgegaan met die gemeentes en gevra wie kan deel in dit, en hy het baie moontlik nie eers die gemeentes in Macedonië gevra nie, want hy het geweet hoe swaar hulle kry. En iewers het hierdie klomp gemeentes uitgevind van die armoede en die hongersnood in Jerusalem, en dan sê dit, en hulle het pleitend aangedring om deel te neem. Ek weet nie wat dit in jou gedagtes en jou hart doen nie, maar dit voel van, dit kan ons nie waar wees nie. Hulle het by Paulus gekom en gesê, Paulus, ons wil iets gee. En hoe meer hy gesê het, julle kan ontspan, ek weet hoe gaan dit, dan meer mense gekom, ons pleit by jou, ons wil gee. Wanneer laas jy so iemand ontmoet? Iemand in die gemeente. Ek pleit by jou, ek wil gee. As jy vanoggend daar is, kom vorentoe. Sien, iets het in hierdie mense se harte geskuif. Hulle het spontaan en vrylik gegee, as gevolg van die genade wat hulle ontvang het in Christus. Warren Wiersbe verduidelik dit so, hy sê, grace not only frees us from our sins, but it frees us from ourselves. The grace of God will open your heart and it will open your hand. Your giving is not the result of cold calculation, but of warm-hearted jubilation. Sien, wanneer ons gee, is dit nie 'n onemosionele berekening nie. Wanneer ons gee, is dit in jubilation. Van Here, dit wat ek het, kry ek van U af. En dit wat ek het, wil ek weer deel met die wat swaar kry. Ek wil dit deel vir U missie. Dit wat ek het, dalk is ek op hierdie stadium soos die Macedoniese kerk en ek kan nie, jy weet, hierdie magtige bydraes maak nie, maar dit wat ek het, wil ek gee. Ek is nie seker of die Macedoniese kerke regtig 'n massiewe bydrae gemaak het tot die Jerusalem kerke nie, tot in die Jerusalem krisis nie. Maar een ding wat ek weet is, hierdie mense se harte was uitverkoop aan God se kerk en God se missie. En nou moet jy verstaan, Paulus praat hier met die Korintiërs. Nou die Korintiërs, soos ek nou gesê het, was nog onvolwasse in hulle geloof. Die Korinte was bekend as 'n baie welvarende stad. Invoere, uitvoere, handel dryf. Die mense in die Korintiese kerk
was baie welgesteld, die helfte ten minste van hulle. Op 'n stadium dan sê Paulus, ek wil net gou julle reg help. Hierdie mense van julle wat so ryk is, en dan kom julle na die nagmaal toe met julle skaapboude en julle aardappels en julle vleis en julle kook. En hierdie mense wat arm is, bring 'n stukkie brood. Hy sê, kan ons asseblief van nou af dit kanselleer? Eet by die huis, sê hy. Kom hiernatoe en dan gaan ons nagmaal vier. Lyk my daai tyd het hulle 'n groot ding van nagmaal gehad. So daar was welvarende mense en Paulus maak 'n appel op hulle om te sê, julle wat dan nou so floreer in die lewe, hoe is dit dat julle 'n belofte maak en dit nie nakom nie, maar mense wat niks het nie, pleit by my om deel te hê in die evangelie. En dan in vers 5, die derde ding wat hy sê is, dit was nie slegs soos ons gehoop het nie. So Paulus sê, toe julle nou besluit om te gee, toe ek daarom nou 'n bedragie in my kop gehad, en hy sê, nee, trouwens, hulle het hulle self eers aan die Here gegee. Nou praat hy weer van die Macedoniese kerk. Hoor gou mooi. Voordat hulle enigiets bygedra het, hulle het hulle self aan die Here gegee. En toe, deur die wil van God, aan ons ook. Met ander woorde, dis wanneer ek myself oorgee in toewyding aan die Here en ek sy wil leer ken. Dis dan wanneer die Here iets in my aktiveer om te lewe met vrygewigheid. Hy sê gevolglik het Titus sterk aangemoedig om soos wat hy hierdie genadewerk reeds begin het, dit ook net so by julle te voltooi. En dan sê hy, soos julle nou van alles oorvloed het, sê Paulus nou vir die Korintiërs, geloof, welsprekendheid, kennis, alle ywer, liefde, wat deur ons toedoen onder julle is, sorg dat julle ook in hierdie genadegawe oorvloedig is. En dan, jy kan sien, Paulus was nou vir 'n rukkie bietjie kwaai, sê, kom aan boys, daar's 'n ander kerk wat julle uitpresteer en hulle het niks. En dan sê hy, hier begin hy nou sag praat met hulle, om te sê, julle het soveel ontvang, wil julle nie deel in hierdie genadewerk nie? En dan, soos goeie Paulus is, en hoor mooi vanoggend, ek hoop jy hoor dit ook, hy sê, ek sê dit nie as 'n opdrag nie. Hoor julle hoe mooi, hoor julle hoe the gentleness of Jesus. Paulus kon net sowel gesê het, ouens, ek het my lewe vir julle gegee, julle beter nou help. Hy sê, ek sê dit nie as 'n opdrag nie, maar om aan die hand van ander se ywer die egtheid van julle liefde te toets. Dis soos wanneer iemand vir jou sê, hoorie, ek's nie kwaad vir jou nie, ek's net teleurgesteld. Dis wat Paulus hier doen. Hy sê, ouens, hier is nie 'n opdrag nie. Ek's nie kwaad vir julle nie, maar onthou net, ons kan nie sê ons is lief vir mekaar, lief vir die Here, lief vir sy kerk, en nie deel in sy missie nie. En dan gaan hy verder, hy sê, want julle ken mos die genade van ons Here, dat hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En soveel keer in die kerk het ons daai skrifgedeelte misbruik om te sê, Christus het arm geword sodat ons ryk kan wees. Nee, Paulus is besig om die beginsel van die evangelie te verduidelik, waar hy sê, Christus wat die koning van die heelal is, hy wat regeer, hy wat God is, het homself ontken van al die voorregte, ontneem van al die voorregte as God, en hy het mens geword. Hy het homself kom onderwerp aan ons swaar kry,
aan ons tekort, aan ons gebrokenheid, sodat ons sal deel in dit wat hy en die Vader geniet. Vrygewigheid, vreugde. So hoor mooi, wanneer ons kies om in die koninkryk van die Here deel te neem, is ons besig om 'n stukkie van die evangelie uit te leef. Dis hoekom ons nie min daarvan maak om te gee nie. Ons doen dit nie uit dwang uit nie, ons gee nie opdrag nie, maar ons doen dit omdat die Here iets vir ons reeds gegee het. Volgende jaar is ons tema in ons generosity projekte known by his love. Om geken te word deur God se liefde. So as jy wonder, wat doen ons as Doxa Deo? Wie is ons? Waarmee is ons besig? My gebed is dat jy vandag sal ontdek heel eerste, dat ons as Doxa Deo se harte breek, soos wat Christus se hart gebreek het oor 'n stad. Ons kyk na ons stad Bloemfontein en iets binne in ons is hartseer om te sien wat gebeur. Maar Jesus het nie net gehuil oor die skare nie. Hy het gaan staan en hy het gevra, wat het julle? En 'n laaitie met vis en brood kom na hom toe. En hy sê nou, right, kom ons gebruik dit wat julle het. En ons vermenigvuldig dit om 'n impak in die omgewing te maak. So wat ek vanoggend sê, Doxa Deo, is ons is nie die enigste antwoord vir die stad nie. Maar al wat die Here vra is vandag, do you have a heart of compassion? Maar is jy ook bereid om dit na aksie toe te laat oorgaan? Is jy bereid om 'n deelnemer te word in die missie van Christus? Nou, ons het oor die laaste 4 weke vir julle al die projekte gewys waarmee ons besig is en ek gaan vanoggend net 4 vinnig weer noem, want ek dink dis in ons syde konteks die 4 hooffokusse waar ons 'n bydrae maak in die stad se generosity fonds. En die eerste een daarvan is ons tree-proses. Ons het weekliks die voorreg om in ons skole te bedien. Vriende, familie, dames en here, as jy dit nog nie weet nie, ons kinders is in krisis in hierdie stad. Ons leef in 'n wêreld waar hulle gedagtes meer gevorm word deur die games wat hulle speel en die goed wat hulle kyk, as deur die woord van die Here. Doen jouself 'n guns en gaan kyk net wat jou kinders soms kyk. Gaan kyk net wat hulle speel. Dan gaan jy agterkom, die jong mense in ons dag word groot sonder 'n honger en 'n dors na die Here. En hierdie is maar iets baie kleins, om in ons skole 'n teenwoordigheid te hê waar ons sê, Here, hoe wil U ons gebruik hier, sodat wanneer Christus in die woonbuurt intrek, daar hande en voete is wat sy werk kan doen in daai omgewing. As ek dink aan ons busbediening, op 'n Sondag aand staan hier 3 lang busse en op 'n Sondagoggend 1 vir ons Engelse diens. Ons kyk na die universiteit en ons universiteit het so verander. Ons kan kerm, ons kan goed op Facebook sit, ons kan sê hoe belaglik dit is, maar hoor vir my, daar is studente wat daar sit wat die Here nodig het. Hulle is beïnvloed deur die politiek, deur die krisis van ons dag, maar ons besef as 'n gemeente dat hulle grootste behoefte is eintlik
om Christus te ken. So ons kan nou vir hulle skree en sê, kom kerk toe, en niemand daag op nie, want hulle het nie vervoer nie, of ons kan sê, as 'n gemeente, commit ons vir 'n jaar, om hierdie kinders bloot te stel, aan die evangelie en aan kerk. Ons het so 2 weke terug gesels, of eintlik verlede week gesels oor ons Life Center, en ek het genoeg daaroor gesê, maar die beginsel wat ek net vanoggend weer wil neersit is, daar's mense om ons, en dalk jy een van hulle, wat deur baie moeilike emosionele tye gaan, en hulle het nêrens heen om te draai nie. En hier skep ons 'n geleentheid, ons het van volgende jaar af 'n voltydse persoon, wat 'n kantoor gaan hê by die suide, en by ons Noordkampus, om hierdie hele ding aan mekaar te sit, waar ons mense gaan vra, professionele mense, om van hulle vrye tyd te gee, sielkundiges, psigiaters, arbeidsterapeute, maatskaplike werkers, om ons omgewing te bedien. En dan laasweek het ons gehoor van die stadsprojekte waarby ons betrokke is, die hele Anchor of Hope Sambreel, die Pregnancy Crisis Center. Ons het hierdie week, Dinsdag aand, het ons al ons leiers bymekaar gekry by die Miracle House, wat ons ondersteun het, wat gaan kyk na single mamas, enkel ma's met kinders, wat van die straat afkom. Ons het die ongelooflike voorreg as 'n gemeente in die noorde, om te kan kerk hou op die terrein van die Vrystaat Nasorgsentrum. Maar die Here het in hierdie laaste tyd so met ons harte gewerk, om te gaan na die plek toe waar ons nie sê, Here, hoe kan ons langtermyn 'n deal kry hier nie, maar om te sê, Here, is ons nie dalk hier om die gebed wat hulle gevra het te beantwoord nie. En ons is besig in proses daar om te kyk wat die Here wil doen deur ons betrokkenheid. Die derde ding is ons Kingdom Vision Foundation, waar ons om en by, hoor gou hier, vir hierdie jaar 5000 mense al kon help met brille. En ek het die week bietjie met Franco gesels wat die proses lei, en ons is besig op hierdie oomblik, jy kan gaan kyk, by Anchor of Hope en by die universiteit, om die 3 cubicles wat ons het, te verdubbel na 6 toe. Die universiteit het na ons toe gekom en gesê, ons wil al ons studente wat moet prakties doen, stuur na julle toe, om te help. So nou het ons moeilikheid, nou kort ons plek, nou kort ons spasie. Ek het ook met Franco gesels, dat ons binnekort op ons, die ander kampus, wat se kampus is hy, die Kwakwa kampus, ook een, of die Suidkampus, een gaan oopmaak. Ouens, dis waarvoor ons commit in hierdie jaar. Nou, ek wil jou vra, wat gaan aan in jou hart? Maar meer as dit, ek wil ook vanoggend kom en sê, ek wil nie vir jou vra om iets te gee wat jy nie het nie. Ek wil jou vra, wil jy nie die Here toelaat om jou hart te werk? Om dit wat jy het, te kan deel in sy missie nie. Sien, ek doen elke jaar hierdie dingetjie, bring tog net vir my daai asseblief Christo. As ons praat van 350 mense in Doxadeyo Bloemfontein, wat elkeen R350 'n maand gee, dan is ons by 1,4 miljoen vir die jaar. Dan kan ons alles doen wat ons gedoen het, en ons kan nog bietjie die Here vertrou vir iets vars. Nou, waarvan praat ons as ons praat van R350 'n maand? Ons vra nie, gee vir jou kinders nou pap nie. Ons vra ook nie, jy weet, verkoop jou kar nie. Wat ons vra is, wil jy nie vir elke maand net, iemand gaan vanoggend lekker KFC kry, ek sê net. As hy, 1 bucket,
Hierdie lyk omtrent genoeg vir so die helfte van my gesin. En 'n Coke. Dis wat jy prys gee 'n maand. Dis dit. Maar ek weet ook, hier sit mense vanoggend wat baie meer kan bydra as dit, en die Here beweeg dalk in jou hart rondom dit. Maar die punt van die saak is, ons kom na die Here toe en ons sê, Here, kom maak ons harte soos die gemeente van Macedonië. En hoor mooi vanoggend, hier is nie 'n opdrag nie. As jy vanoggend in 'n finansiële moeilike spasie is, moenie druk beleef vandag nie. Hier is nie 'n opdrag nie, dis 'n uitnodiging. Dis 'n uitnodiging van Jesus wat staan en sê, ek trek in hierdie omgewing in. En ek wil jy moet saam met my kom in hierdie proses. Ek gaan die worship span vra om vorentoe te kom. Ons vra elke jaar ons gemeente om bo en behalwe hulle tiendes by te dra by hierdie fonds. So onthou, ons tiendes gaan vir ons local gemeente, die Generosity Fonds gaan vir die stad. En ons vra jou om 'n debietorder in te vul vir een baie eenvoudige rede, is ons moet begroot en ons het salarisse om te betaal en projekte om voor te commit vir die jaar. Maar as jy nie op die plek is waar jy kan 'n debietorder invul nie, vra dan vir die Here, maar wat moet ek dalk eenmalig gee? As jy dalk vanoggend 'n besigheidsman is en jy sê, die Here roer iets in my hart, ek het vir jou dalk ook goeie nuus, jy kan 'n artikel 18A sertifikaat kry, as jy deel is van hierdie fonds, en jy is welkom om met my of met Christo te kom gesels daarna. Maar ek vir jou nooi, terwyl die worship span ons gaan bedien met 'n lied, jy sal sien, voor jou is 'n QR-code wat jy kan scan, as jy dalk besluit om 'n elektroniese debietorder in te vul. Of dalk sê jy vanoggend, ek sal eerder graag 'n fisiese een wil invul. En jy hoef nie al jou bankbesonderhede hier te hê nie, ons kan jou kontak in die week. Maar kom ons maak hierdie 'n geloofsoomblik. Ons doen dit nie uit dwang nie. En as jy vanoggend hier sit en jy's kwaad vir my, ek's jammer, maar ek gaan aanhou vra. Hierdie is Jesus se, dis nie myne nie. So ek wil ons dalk net ons crew vra, as daar iemand is wat vanoggend eerder 'n fisiese vorm wil hê, kan jy gou jou hand opsteek, hulle sal na jou toe kom met een in die hand. Maar die van julle wat eerder 'n elektroniese een wil invul, is jy welkom om sommer net daar voor jou te scan en hom in te vul. Maar terwyl die worship span ons bedien vanoggend, wil ek jou vra, wil jy nie jou hart kom oopmaak en sê, Here, gee vir my u hart vir ons stad. Break my heart for what breaks yours. En Here, ek wil 'n vernoot wees wanneer u in hierdie woonbuurt intrek. Kom ons bid. Jesus, vanoggend bring ons harte voor u, Here. En Here, soos wat die kerk in Macedonië beleef het, dat u genade vir hulle genoeg is, oorvloedig is. Soveel so dat hulle hande bereid was om deel te word en hulle sakke bereid was om deel te word van u missie. Here, kom bid ek vir elkeen van ons vanoggend, dat ons dieselfde sal beleef. Here, mag ons deel aan dit wat Paulus hier skryf. Die oorvloedige vreugde en vrygewigheid deur die genade van Jesus Christus. Amen.